Goeiedag graad 12, ek is Vanessa, baie welkom by Kuier se lesse van lewenswetenskap. En dit is vir my 'n regte voorreg om saam julle te wees. Vandag gaan ons doen die hoofstuk senuweestelsel en ek weet dit is boring. 40 punte is baie, maar ek stel vir julle voor dat julle hierdie goedjies moet onder die knie kry, want anders gaan dit 'n lang pad na sukses wees. Maar eerstens het ek my gunsteling hier. Die is 'n blokfluit. En ek speel al blokfluit vanaf ek klein is, maar ek kan nie meer onthou om te speel nie. Maar die rede hoekom ek hom gebring het vandag is sodat jy kan sien dat die oor wat ons gaan gehoor doen vandag, die oor is eintlik 'n wonderlike instrument, net soos hierdie instrument. Jy sien, wanneer ons kyk na die oor, reg? Ons ore is nie net daar vir earrings nie, nê? Die ore word mos die meeste getrek. Luister na my wanneer ons nie wil hoor nie. Maar die oor is daar om te hoor. En om te luister is om daai wat jy hoor te kan verstaan. So, wanneer ons kyk na hierdie blokfluit, kan jy sien, hy het verskillende gate binne in hom. En jy kan sien dat wanneer ek hom speel, reg? Elke noot wat ek speel is verskillend. En dit is hoe amazing die oor is. Die oor het die vermoë om enige klank te kan besef, maar dit is 'n poepgeluidjie, of dit is 'n snuitgeluidjie, of dit is 'n skreeugeluid, of 'n gungeluid. Ons kan tussen enige van hierdie geluide, kan ons afsonderlik differentieer en besef, okay, dit is waarmee ek te doen het. So, kom ek gaan aan en nou opbabbel, laat die ding ruk. Ons gaan nie net kyk na gehoor nie, maar balans ook. So, omdat julle nou gewoond is aan die senuweestelsel, weet julle dat, wanneer ons praat van sensasie, word dit geïnterpreteer deur die cerebrum, die groot goed hier, wat vanaf jou voorkop tot jou agterkop toe gaan, reg? So, hierdie linker en regter cerebrum, hy interpreteer jou sensasie soos gehoor is, een van hulle. Maar, as ons kyk na balans, kyk hoe pragtig staan die juffroukie hierso. Ek kan nie so staan nie, nou, 2 minute, dan val ek om. Maar as jy kyk na hierdie balans vermoë, is dit as gevolg van jou cerebellum, die tree, die boompie wat net so lekker agter in die kop sit, reg? So dit is jou cerebellum. So kom ons gaan na die anatomie, die struktuur, hoe lyk jou oor, right? So ek het 3 dele van die oor, en ek verwag van jou om met jou handboek by die huis te sit en vir my te kyk, en ons gaan nou deur die dele. Want as jy nie die dele ken nie, dan kan jy mos nie daarvan praat nie. So, kom ons kyk gou na die uitwendige oor. Hierdie eksterne gedeeltes waar ons mos so lekker krap met hy wattetjies, of wanneer die oor so pyn is, dit is mos so 'n malva blaartjie in, of 'n cotton bud om skoon te maak. So, dit is die gedeelte waaraan jy waar jy toegang tot het. Maar die ander 2, jy weet geensins hoe hulle regtig lyk hier, reg? So kom ons kyk gou na die uitwendige gedeelte. Ons noem hierdie die pinna. Ek dink die pinna is soort van gerangskik volgens auditorium. En die pinna is verantwoordelik vir die ontvang van die klankgolwe. Nou, ek het gepraat van golwe. Ons gaan later weer terugkom. Dan sal jy sien, hy gelei hom in die eksterne gehoorkanaal, en dan sal jy sien, daar is jou membraan, jou tympaniese membraan, en jou tympaniese membraan word nog gekoppel aan jou middeloor. So jou middeloor bestaan uit 3 verskillende beentjies, maar ons gaan nog fancy wees, ons weet net, hulle is die ossicles, né? So hou hom basic. So jy het die 3 beentjies, en die 3 beentjies gaan nou weer vir die ovaal venster. Nou die ovaal venster en die ronde venster is 2 verskillende goed. Die ovaal venster is bo, die ronde venster onder, asseblief. Ovaal bo, ronde onder, reg. So as jy kyk na die 3 beentjies en jy kyk na die eksterne kanaal, gehoorkanaal, dan moet jy baie mooi onthou dat die medium wat hier plaasvind is lig, né? Die atmosferiese lig. So jou uitwendige oor word blootgestel aan lig,
en dan jou middeloor word ook blootgestel aan lig. Okay. Nou waar die ding change is wanneer jy nou na die inwendige oor toe kom. Right? So as jy kyk na die inwendige oor, kan jy sien dat daar sien ek weer my ovaal venstertjie en daar sien ek weer my ronde venstertjie. So hier is my halfsirkelvormige kanale en hier is my cochlea en uiteindelik is my gehoorsenuwee wat daar weghardloop. So hierdie gedeelte, al die 3 dele is die hele oor, is 1 oor en jy het 2. So wat jy aan die kant sien is ook wat aan die ander kant is. Right. So kom ons beweeg na die volgende gedeelte toe. En dan praat ons nou weer van waaroor gehoor eintlik gaan. Want jy moet kan verduidelik hoe gehoor plaasvind. En jy kan dit slegs doen as jy verstaan hoe beweeg die golwe van die een plek na die ander plek, right? En dit is wat ek wil beklemtoon vandag. Golwe, die klank beweeg in golwe en die golwe verander in elke deel van die oor. En as jy die golwe verstaan en hoe dit eintlik versprei word om uiteindelik by die gehoorsenuwee uit te kom. As jy uit voor 'n wy man, dan gaan die ding mos ruk. So dit is 'n instrument wat die choir masters mos altyd gebruik om te hoor ting, geef my a la, right? Maar ons gaan nie vandag vir hom gebruik nie. Die enigste punt wat ek wil maak met dit is dat enige klank wat jy hoor, kom oor as 'n klankgolf. So, klankgolwe moes word gemeet in decibels en julle jong mense, julle blaas mos die hele huis vol musiek. En jy kan eintlik doelvraag, want jy is baie sensitief eintlik vir geluide. So, kom ons kyk hoekom is dit so? Want ons gaan eers kyk na die klankgolwe en hoe dit opgetel word. En wat is die tipe klank, wat is die tipe golwe waarna dit verander word? So ek het my klankgolwe en my Pina tel hom op. Hy word gelei deur my eksterne gehoorkanaal, daar kan jy sien. En dan sal jy sien, daar's my trommelvlies, né? Of ons noem dit mos die timpaniese membraan. Al twee is aanvaarbaar in die eindeksamen. So wat jy hier sien, daar's my trommelvlies. En hy is besig om te vibreer, né? Nou 'n vibrasie is mos eintlik 'n meganiese golf, right? So die meganiese golf, jammer, tangtwister. Die meganiese golf gaan nou versterk word, right? So daai meganiese golf gaan nou veroorsaak dat kyk, daar's my 3 beentjies, my hamer, my aambeeld en my stiebeel, right? Nou die stiebeel is die kleinste been in jou hele liggaam. En hierdie 3 bene is so amazing, want hulle het die vermoë om daai klein vibrasie wat jy optel, so as die mense so skinderne, hou jy mos hoor wat hulle sê. So dan sy sit nie te naby nie, maar sy sit ook nie te ver nie. Hy probeer sy fokus aan, okay, ek kan nou 'n stukkie hoor wat hulle sê. Ek tel die sulke woorde op en dis so ons mos die verkeerde stories gaan oordra, né? Want jy tel net sekere woorde op en dan maak jy jou eie opsommings. Maar in elk geval, die ossicles versterk daai vibrasie wat by jou timpaniese membraan aankom. En omdat dit versterk, onthou, daai klankgolf kom vanaf die eksterne of die uitwendige oor na die middeloor, dan moet hy verstaan word in die inwendige oor. So daai klankgolf het 'n baie lank pad om te stap. So dit wil sê, wanneer hy hier kom, dan moet hy versterk word, sodat daardie klankgolf uiteindelik nie verlore kan gaan nie. So die klankgolf het 'n verander in 'n vibrasie, en die vibrasie word versterk, en dit word oorgedra na my ovaal venster toe. Nou baie belangrik graad 12, 'n ovaal venster is die deel wat belangrik is by gehoor. Nie die ronde venster nie. Ons gaan later praat oor hoekom die ronde venster daar moet wees. Okay. Kom ons gaan aan na die volgende slide. En daar kan jy sien lekker
Daar is jou oor, jou eksterne of jou uitwendige gehoorgang of kanaal. Daar is jou beentjies, lekker rondom die strukture, hou alles mooi in plek. En nou kyk ons na, wat gebeur eintlik by die inwendige oor? Nou, ons moet kan diferensieer tussen hierdie strukture, reg? Het lyk soos die R300 se brug. Maar ons gaan nie nou van hom praat nie, die halfsirkelvormige kanale. Ons gaan nie nou van hom praat nie. Hy is slegs relevant by balans. So wanneer jy gehoor bespreek, kan jy nie noem nog van die halfsirkelvormige kanale nie. Right? Ons beweeg so maar stryd na jou cochlea toe. So jou cochlea, ek het hom so 'n bietjie ge-enlarge vir julle, nee, dat julle nou beter kan sien binne-in, want soms jy praat van die goed, maar jy kan nie regtig sien wat gebeur binne in die oorie. So, ek het hier my ovaalvenster en daar kan jy sien dat dit is besig om te vibreer, nee? Kan jy sien die striepies daar? So wat dit eintlik vir jou wys is dat hierdie vibrasie wat versterk was in jou ossicles, nee, gaan nou oorgedra word na jou inwendige oor. En die inwendige oor is verskillend van jou middeloor en jou uitwendige oor. En onthou wat ek gesê het aan die begin? Daai twee dele is in 'n medium van lug. Maar nou beweeg ons na die medium van vloeistof. En ons was mos al by die dam of by die see of by 'n swembad. En wanneer jy inspring 'n bom maak, nee, dan maak die water mos sulke waves. Jy wil eintlik hê dit moet groter waves maak, dat die persoon wat daar is ook geraak word met die waves, nee. So, wat wil jy eintlik doen met hierdie tipe vibrasie? Jy wil waves maak, right? En elke wave wat jy maak, gaan nou deur hierdie cochlea beweeg. Sien jy die pyltjies, right? So hy het so 'n hele pad wat hy beweeg, reg? En dan kry jy hier het jy 'n wonderlike orgaan van Corti. Nou ek het vir julle gewys van die blokfluit, nee. Die blokfluit het net 'n sekere range wat hy kan gaan, nee? Hy kan van onder na bo en dis al klank wat jy hoor. Maar die menslike oor het die vermoë om soveel verskillende klanke te kan optel. En die rede vir dit is as gevolg van die orgaan van Corti. Nou die orgaan van Corti, ek weet dat ons nie baie kere nog verder praat en vir ondersoek of jou wys hoe dit lyk nie. Maar as jy kyk na hierdie prent, right, sal jy sien dat die orgaan van Corti is eintlik 'n membraan wat haarselle bevat, reg? En die haarselle, hulle beweeg, jy weet as vloeistof mos oor hare beweeg, nie? Dan maak die hare mos sulke sweepagtige bewegings, reg? So hierdie bewegings van die hare, daar's 'n intensiteit van waar die hare miskien saggies beweeg of hy vinnig beweeg en daai reeks van intensiteite, reg? Vloeistofgolwe, reg? Of drukgolwe. Hoe dit die drukgolwe gaan interpreteer en dan gaan dit uiteindelik verander word in 'n senuwee-impuls. En hier kan jy sien dat my senuwee-weefsel word eintlik geheg aan daai haarselle, sodat wanneer hulle dit vir ons verstaan, dit is 'n reseptor, né? Onthou, wanneer jy die vermoë het om 'n stimulus te kan omskakel in 'n senuwee-impuls, dan noem ons dit 'n reseptor. So reseptor wat ons hier het in die oor, uiteindelik is die orgaan van Corti. So al die goed wat ek voor af verduidelik het, wil net by die orgaan van Corti uitkom. Want as hy nie daar is nie, dan maak die res nie sin nie. Is julle met my? So ek wil my reseptor moet nou daai optel en hy gaan hom stuur via my gehoor senuwee. So ek wil uiteindelik vir julle opsom, nou wat het nou eintlik hier gebeur? Daar's soveel dinge wat gebeur het, maar ek wil julle moet klem lê op die volgende. Ek het 'n klankgolf. Dit word gelei deur middel van my timpaniese membraan en my timpaniese membraan
gaan daardie klankgolf omskakel in 'n vibrasie. Nou vibreer hy en hy gee vir daai ossicles gee die kans om daai vibrasie te versterk. So wanneer die ossicles dit versterk, dan gaan die ovaalvenster daai geamplifiseerde vibrasie gaan hy ontvang. Alright? Julle weet mos wat is 'n amp? As jy 'n amp het, as jy mos kwaai in jou kar, want hy gaan daai musiek blaas, boom, 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 right? Nou imagine net dit wat hy doen aan daardie vibrasie van jou timpaniese membraan. So hy versterk dit en jou ovaalvenster gaan nou vibreer. Daai vibrasie gaan nou omgeskakel word in 'n drukgolf. En die drukgolf is soos die waves in die water, hoe dit maak, reg? So daai waves gaan nou beweeg, en hy beweeg om daardie pragtige orgaan van Corti. En wanneer hy oor die orgaan van Corti beweeg, dan veroorsaak dit mos prikkels, dit stimuleer dit, reg? En daai haarselle gaan nou die prikkels optel. En soos hy die prikkels optel, gaan hy dit dan kan omskakel, want hy is 'n reseptor, die belangrikste reseptor van gehoor. So die senuwee-impulse word nou gestuur via die gehoorsenuwee, en dan kom hy na die cerebrum toe vir interpretasie. Nou hou net in ag dat uiteindelik het jy 'n hele struktuur wat die vermoë het vir jou om te laat hoor, met al die goed in 'n splitsekonde. Net soos ek nou hier praat, kan jy dit hoor. En hoekom kan jy dit hoor? Want alles die gebeur vinniger as wat ons kan dink. Dit is so amazing. Ek love it. So, kom ons kyk gou na die volgende. Right, is julle nog met my? Ek weet dit is baie werk en dit is baie woorde, maar jy weet die ding wat lewenswetenskap van maak is die feit dat jy moet mense sommer gebruik, kyk, hy lyk sommer soos 'n ossicle of hy is baie lelik, jy moet nie so praat nie, maar is nice wanneer jy goed kan verwantskap het met voorwerpe of mense se gedrag, en dit laat jou beter leer en verstaan, okay? So, ek het 2 dele wat ek nog nie oor gepraat het nie, en dit is nommer 1, die Eustachius se buis, en die tweede een is die ronde venster, hè? So ek gaan eers praat oor die Eustachius se buis. Nou, ek het hy fever julle en sinus. En is een van die worst goed om te het, veral wanneer dit styfmeelseisoen is, né, soos lente. Ek haat lente net vir die feit dat jy het hy irritasie van die styfmeel en jy krap heel dag, hè? Nou daai buis wat vir jou so laat jou oor wil laat krap, is die Eustachius buis. Jy kan sien hier dat hy vorm deel van jou middeloor. En die Eustachius buis verbind eintlik jou oor na jou keel toe, reg? En wanneer jy siek is, dan sal jy altyd voel dat jou keel kan jou oor ook affekteer, right? So die Eustachius buis het 'n baie belangrike funksie. En sy funksie is om te verseker dat die druk, onthou, ek het gesê, daar is lug aan hierdie kant en daar is lug aan hierdie kant. En wanneer dit kom by druk, reg? En byvoorbeeld 'n drom, right? 'n drom kan nie vibreer as die druk nie reg is nie. So hierdie is mos 'n membraan wat moet kan vibreer. En wat die Eustachius buis, sy funksie is uiteindelik om die druk aan albei kante van die timpaniese membraan te beheer, right? So dit is hoekom hy belangrik is. Kom, ek gaan gou aan na die ronde venster toe. So die ronde venster, ek wil net sê, jy moet onthou, ek het gesê, hier is drukgolwe, en jy weet mos dat golwe wil eventually crash, reg? En daai wat hy platval, veroorsaak druk, reg? So hierdie golwe beweeg van die ovaalvenster, lekker beweeg hy daardeur, en uiteindelik kom die pyltjies tot daar by die ronde venster.
En wat eintlik daar gebeur is dat die ronde venster gee dan verligting aan die inwendige oor, right? So die inwendige oor het dan nie daai opbou van druk nie, right? Want dit kan eintlik lelike nagevolge het. So hy verhoed dus dat daar 'n opbou van druk is in die inwendige oor en hy verhoed dat daar 'n ego plaasvind in jou oor, right? So die ronde venster is baie belangrik vir gehoor, maar dit vorm nie deel van gehoor nie, okay? So dis baie belangrik dat jy verstaan die verskil tussen daardie twee. Right. So nou bring dit my na die volgende gedeelte toe, right? So ek het vir julle gesê ons gaan balans laaste doen. So kom ons kyk na balans. Ek het hier my halfsirkelvormige kanale. Nou, jy kan sien dat dit lyk soos 'n klomp brûe wat hier aan mekaar gesit is, né? En aan die punt van elke brug sal jy sien dat daar is 'n struktuur met die naam van die ampulla, né? Nou die ampulla is 'n struktuur wat my cristae bevat. En my cristae het sulke hartjies. Kom ek wys vir julle hoe werk dit. My cristae is hier binne in my ampulla, right? En hy is 'n reseptor vir spoed, die verandering in spoed en rigting. So as ek nou so beweeg, né, is my endolimf, nou praat ons van 'n ander woordjie. So kom ek gaan gou terug. Ons praat nou van endolimf. Nou ek verwys na nog 'n vloeistof, right? So inwendige oor, cochlea het 'n vloeistof en my halfsirkelvormige kanale het 'n vloeistof. En die vloeistof wat hierdeur beweeg is my endolimf, right? So wanneer jy so beweeg en dit ruk daar by die huis en sy jaw, dan is dit eintlik jou endolimf wat verseker dat wanneer jy al daai moves doen dat jy nie plat val nie, right? Want hulle speel 'n rol in balans. So, ek kan ook dans. Right, so kom ons kyk gou. Ek het hier twee scenario's. Die een kant kan jy sien, ek is stilstaande, soos nou, ek is besig om stil te staan. En die tweede een is waar my ampulla nou dat die vloeistof veroorsaak beweging, reg? So, jy het die vermoë om jou balans te kan behou, ongeag van hoe jy jou kop se of jou liggaam se rigting en hoe vinnig jy beweeg te kan handhaaf, right? So wanneer die beweging plaasvind, right, veroorsaak dit dat die endolimf in die halfsirkelvormige kanale beweeg en dit stimuleer die haarselle van die crista in jou ampulla. So dis eenvoudig. Wat is die woorde wat jy moet ken? Jy moet weet van jou halfsirkelvormige kanale, jou ampulla met die crista en die endolimf veroorsaak dat jou crista beweeg. Baie eenvoudig, right? So maak seker jy ken dit. Die ander reseptor word genoem die macula. Nou die macula is 'n bietjie is omtrent dieselfde konsep, maar die struktuur is verskillend, né? So hy het so 'n bietjie van 'n jelly waaraan hy gekoppel word. En wanneer dit kom by jou posisie van die kop ten opsigte van swaartekrag. Nou, swaartekrag is mos die krag wat jou aftrek na die aarde se oppervlak toe, reg? En wanneer jy regop staan, dan dit voel normaal. Maar wanneer jy op jou kop staan of wanneer jy 'n bietjie balans, wanneer jy 'n bietjie jou posisie verander van jou kop, dan kan dit 'n impak hê van, ek raak nou 'n bietjie lighoofdig en na tyd dan is jy die vermoë om te kan aanpas, right? En jy pas aan as gevolg van jou cerebellum. Want jou cerebellum gaan vertel vir jou spiere, kykie, jy moet nou so maak en jy moet nou so maak en jy moet nou so maak, right? So as jy kyk na die posisie van die kop, word dit gehandhaaf deur die macula. En die macula bestaan uit haarselle wat binne in die jelly laag
gevind word. So daar kan jy sien, daar is jou jelly laag, en dan kan jy sien, daar is so 'n paar kristalle daar, so wat daar bo-aan is, en as hulle beweeg, reg, dan gaan dit 'n beweging in hierdie haarselle veroorsaak. En daai beweging gaan nou 'n stimulus opwek, en dit gaan die senuwee-impulse stuur na jou cerebellum toe, en jou cerebellum stuur nou 'n senuwee-impuls na jou spiere toe via die motoriese neuron, né? Onthou dit? En wanneer hy daar kom, dan het die motoriese neuron 'n boodskapie. Dit is wat jy nou moet doen vir die liggaam. En die liggaam moet mos nou, hy moet altyd gehandhaaf wees, hy moet altyd beskerm wees. En dis hoekom ons die brein het, wat vir ons help om dit te beskerm. So ek wil net gou terug beweeg. As jy kyk na hierdie senuwee-impulse, né? Kan jy sien dat die senuweefsel word aan elkeen gekoppel, en uiteindelik beweeg hulle ook deur die senuwee. So hier is daar geen stimulus nie, maar sodra daar 'n verandering is, en dit is by die macula ook, sodra daar 'n verandering is, word daardie hare gestimuleer, en dit wek op 'n senuwee-impuls, wat nou via die gehoorsenuwee beweeg, na jou cerebellum. So hierdie twee strukture, jou halsirkelvormige kanale, al twee hierdie strukture, maak gebruik van jou gehoorsenuwee om hulle twee verskillende funksies te kan uitvoer. So hierdie word gesien as jou sintuigorgane. Jou oor word gesien as 'n sintuigorgaan vir twee dinge. Vir die handhawing van balans, sowel as om gehoor te laat effektief plaasvind. So mensies, ek het vir julle 'n klein oefeningkie wat ek vir julle wil los. En wat jy doen wanneer jy 'n oefening kry, graad 12, is dat ek sê altyd vir my leerders, kyk na wat die inleidende paragraaf is, want dis jou eerste wenk. Lees al die vrae eers van die vraag. So as jy vraag 2 het, en jy kry 2.1, lees alles eers, voordat jy gaan beantwoord, want anders gaan jy eintlik sukkel. En baie keer is die eksaminator skelm, né? Hulle los vir jou 'n link of 'n clue in een van die vrae, oor waaroor jou antwoord eintlik moet gaan. So wanneer jy kyk na jou antwoorde, reg? 'n Vraestel word opgestel 40% vlak 1 vragies. Identifiseer, noem die funksie, verskaf byskrifte, doen 'n tekening. Al daai goed kan vir jou al reeds 40% in jou sak en jy's ready to go. So as jy net daai kan hê, dan is jy al klaar reg om verder jou ander punte te kan skoor, right? So kom ons kyk gou eers na die vraag hier. Die diagram hieronder stel 'n gedeelte van die menslike oor voor. Daar kan jy sien, ek sien net my middeloor, ek sien net my inwendige oor. So jy moet hom so kan sien, right? Maak seker jy verstaan wat die eksaminator wil vra. En maak seker dat jy verstaan jou werkwoorde. Verduidelik die gevolg indien deel A geblokkeer is. Verduidelik, dit wil sê, daar moet 'n oorsaak wees wat dit veroorsaak, wat die effek die oorsaak dus gaan hê. So graad 12, dit is al van my van vandag. Ons sal weer volgende keer, sal ons deur die antwoorde gaan. Ek hoop julle het 'n wonderlike leersessie. Totsiens.